As 'n mens jou lewe vir Jesus gee, wanneer jy daai keuse maak in jou lewe om Jesus te volg, wat jy besef, maar jy het 'n verlosser nodig, jy het 'n redder nodig, dan sê Paulus vir jou en vir my, jy's 'n nuwe mens, nuwe hoop, 'n nuwe toekoms, maar ook 'n nuwe pad. Wat beteken dit prakties? Onder andere, ek wil dit vir jou lees, Kolossense 3 vers 8, 'n paar praktiese goed uit die Bybel uit, hande en voete, goed wat ek en jy kan doen en kan leef. Dit is hoe ek graag die lewe wil doen, prakties. Help my, gee vir my praktiese raad. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En dit is belangrik dat ek en jy moet weet dat hierdie verwysing na vuil taal in Kolossense 3 vers 8 het nie net met vloek te doen nie. Jy sal die woord vloek hier kry en vuil taal. Vuil taal is wanneer ons afbreekend is teenoor ander mense. Wanneer ons negatief is oor die lewe en pessimisties is. Dit is vuil taal moet daar nie uit julle mond uitkom nie. So hier's praktiese raad vir jou en vir my. Moenie haat nie, moenie vloek nie, moenie vuil taal gebruik nie, laat staan woede. Kom ons leer, doen hierdie goed prakties en ons leef voluit.